welkom op hierdie woensdagoggend by ons podcast. Saam met my is ons Amourie. Dit is lekker om hier saam met jou te wees. Ons gaan 'n bietjie gesels oor Sondag se woord. Wat gegaan het oor stroom op en oor hoop, waaroor ons hierdie hele kwartaal gaan gesels, hoop. En dan gaan begin deur die skrif wat Pastor Karel aangehaal het, vir julle te lees. In Hebreërs 11 vers 1 in die Nuwe Lewende Vertaling sê dit, wat is geloof dan? Dit is die vaste versekering, dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Hoe amazing is daardie belofte nie vir ons nie. Ja, dit het so verwagting in my hart geskep vir hierdie maand wat voorlê. Ons gaan net God se hand sien en as ek hom kan gou lees vir ons in die Amplified, ook Hebreërs 11 vers 1, wat sê, now faith is the assurance, total deed confirmation of the things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen. Wow. Divinely guaranteed, Ja. a confirmation, a title deed. Pastor Karel het ons verduidelik dat ons het iets in die hand gekry. Ons het miskien nog nie die huis nie, maar ons het die titel, ons het die akte, ons het klaar die bewys dat ons die ding ontvang het. Ja, en dit laat my nou dink, want kom ons wees nou maar net 'n bietjie mens en kom ons kom af aarde toe en ons gebruik 'n gewone illustrasie, want ek meen, vir Abraham was dit ook moeilik geweest. En hy moes ook maar partykeer, ek dink het mens maar goed ingetrek wat dit vir jou 'n bietjie sin maak. En dan dink ek, soos 'n title deed is partykeer, God se woord en beloftes is vas, maar dit voel amper asof hy vir ons hierdie kaartjie kom gee het om te kan vlieg. En jou kaartjie sê jou destination. Dis God se belofte. Is so vas. Jy's in jou hand, jy het hom. Jy vertrek op hierdie dag van daai lughawe af en as jy op daai vliegtuig eventueel klim, vir hom was dit 'n lang tyd. Maar dan klim jy op en jy vra nie die pilot, Colin, jy soek sy credentials nie. Jy trust hom. Dat op met hierdie kaartjie en hierdie belofte gaan jy daar uitkom op hierdie tyd by daai destination. En dis hoe ek dit sien. God het dit so vasgemaak en so vir ons kom gee. Ons klim net op daai vliegtuig met 'n vaste versekering. Hierdie ou gaan ons daar uitkry. Yep. Tassies is gepak. Maar partykeer bære jy jou kaartjie in jou sak, nê, vir tot jy hom kan gebruik. Ons daai wagperiode. Dit is so. Ja. Wow, dit is amazing. Het ons nie soveel meer rede as om die Vader te vertrou vir die beloftes wat hy gegee het nie. As ons soveel vertroue in 'n mens kan sit. Ja. Hoeveel te meer die Vader wat die heelal geskep het. Nou, wat sê die woord van ons, van waarvan het ons reeds 'n kaartjie? Waarvan het ons reeds eienaarskap ontvang? 'n lang lys, Colin, soos alles wat hy op hom gevat het hy volbring en klaar in plek gesit. En die God van hemel en aarde sê, as jy vandag by die huis sit en jy sê, Here, as hierdie vir my is, as jou beloftes vir my is, dan is dit voorsiening. Ja. Vir daai pa wat dalk by die huis sit en sê, Here, ek sit so lank sonder werk, ek wil vir my gesin sorg. Vir iemand wat 'n baie slegte diagnose gekry het, wat dalk sê, Here, ek het nou, oor my lewe is nou geskryf kanker deur dokters. Maar wat sê jy? Dan is dit genesing. Hy het dit klaar vir ons gedoen. Die woord sê vir ons deur sy wonde. Ja. Het genesing klaar plaasgevind. Ja, wat van beskerming en hoop vir die toekoms vir ons kinders. Ja, absoluut. In hierdie tyd wat ons op die oomblik in is, het hy nie gesê dat as ons hom volg nie, sal hy sy hand oor ons kinders plaas nie en hulle sal in die goedheid van God vorentoe gaan. Ag, is mooi. Dit beteken ek kan nie kyk en hulle kan sê wat hulle wil sê. Maar my God kom en dan top hy daai met sy title deed oor my lewe, oor my kinders, oor my man, oor my huwelik. Ongelooflik. My koskaste. Alles, elke area van my lewe het God iets moois vir ons in plek gesit, 'n wonderwerk uit sy hand uit. Ja, dit is verskriklik mooi. Ek wil vandag vir jou die vraag vra, wat is jou waarheid vandag? En wat se waarheid gaan jy vashou? Jy sien, ons twee kante wat ons na kan kyk. En die enetjie sê vir ons dat God se waarheid is die waarheid waarna ons moet vashou. Maar terselfdertyd kom die wêreld met sy opinies en met sy gedagtes van wat ons veronderstel is om te glo. Is altyd teenstrydig met wat God sê. En as ons bietjie kan teruggaan, ek het dit gaan uitwerk. Karel het gesê in totaal was dit 25 jaar wat Abraham moes vasbyt en op 100 jaar toe kom die Here en hy doen dit. Dit wat hy vir gesê, daai kaartjie wat hy vir ons gegee het, waarmee hy in sy sak geloop het vir so lank. Dit is 9125 dae.
En ek het 'n bietjie gaan sit en dink en ek het gesê, Here, dit is 'n lang tyd. En Abraham moes moments in daai 9125 dae gehad het waar hy regtig baie keer net gedink het, "Jo, Here, wanneer? Dis 'n lang tyd." Die laaste tyd as ek supersport kyk, dan kom maar die hele tyd in die boonste hoekie op. 25 days na die Olympics. En dan Ja. 18 dae en elke keer as ek net soos nee, weet jy kan dit net verbygaan. Ja. En die laaste week was dit 7 dae en ek dink vanoggend het hy opgekom, gaan hy wees 4 dae to the start of the Olympics. Ek wens nog ek kan ons net verbykom. Kan jy imagine 9125 dae Ja. om te wag vir iets wat die Vader beloof het. Ja. Ek het nog nie so lank gewag nie. Soms voel dit vir jou dat jy het nou al lank genoeg gewag. Here, wanneer gaan jy opdag? Ja. Ons het nog nie so lank soos Abraham gewag nie. Nee, en dan kom hy en dan sê hy, ek is die volëinder van julle geloof. En hy sê, sy woord sê, die werk wat ek begin het, sal ek klaarmaak. So dis nie 'n mens wat hoef te kom en dit te doen nie. Ek moet glo. En hy sê, hy vat daai hele verantwoordelikheid op hom, om te sê, dan stap ek in, en ek doen die werk. Ek is so excited om te sien hierdie maand, wat die Here vir mense gaan doen. Ja, sy hand in werking, absoluut. Ons is excited saam met jou vir wat die Here vir jou in beplanning het. Soos Pastor Karel gesê het, hierdie is die jaar wat ons glo daai beloftes in plek gaan val. Ons sien dat die Here is besig om te werk in mense se lewens en ons weet dat hy daardie belofte by jou gaan uitkry. My en jou taak is om nie op te hou vertrou en op te hou glo nie. En is dit nie maar soos jy in die begin gesê het, stroom op nie? Dit is om regtig net teen dit wat jy hoor te fight vir dit wat God sê, om in agreement te kom met dit, is om jou gedagtes te rig op dit wat hy sê. En partykeer moet ons dalk weer daai kaartjie gaan uithaal en jy moet hom weer lees. Van waantoe is jy op pad? Wat het God gesê is daai belofte? Remind jouself aan daai belofte sodat dit in jou gedagtes en jou hart kan lê, dit wat waar is en dit wat reg is. En nie dit waarmee die vyand my weer wil besig hou of wat mense sê of wat die nuus sê nie, maar dit wat hy sê, hol dalk net vandag weer daai kaartjie uit jou sak uit en word encouraged om te sê, Here, ek lees weer dit vandag raak en ek sien, ek weet hoe lank dit is nie. Ek weet nie hoe lank daai tyd is wat ek moet vasbyt nie, maar hier's my kaartjie. En jy het hom gestamp en geseël en gesê, jy gaan hierdie in my lewe kom doen. Miskien moet ons dit net weer lees. Ja, daarin sê presies waar ons op pad is. Jep. As hy sê Kaapstad, ons is nie skielik op pad Durban toe. Nee, glad nie. Dit sal 'n verrassing wees en God is vas. Hy's vas. Hy change nie die hele tyd sy mind nie. Sy beloftes en sy woord is vas. Ons wil jou vandag encourage om voluit te gaan vir die beloftes van God. As jy bietjie te neergedruk raak en swaarmoedig word, haal daai kaartjie uit, lees hom weer. Staan vas in dit wat God vir jou gesê het. Ons sien jou weer Vrydag.